2 gaan ons daar lees waar die Heilige Gees uitgestort is. Ons gaan daar lees vanaf vers 1 tot en met vers 13 en dan gaan ons ook saam lees verder vanaf vers 37 tot en met vers 47. Vir wat die Bybel saamgebring het, wil ek regtig uitnooi, lees saam met my hier uit, want tog maar deur die woorde van die Here openbaar die Heilige Gees vir ons sy wil en sy karakter. Ek lees vir. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig bymekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om te spreek. En daar het in Jerusalem en Jode gewoon, godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hierdie geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor toe hulle in sy eie taal spreek. En hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie? En toe hoor hulle elkeen in ons eie taal waarin ons gebore is. En, verskoon, Parters en Meders en Elamite en die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië, Pamfilië, Egipte en die streke van Libië, by Sirene en Romeine, wat hier vertoef, Jode en Jodegenote, Kretense en Arabiere. Ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God spreek. En hulle was almal verbaas en radeloos en sê die een vir die ander, wat kan dit tog wees? Maar ander het gespot en gesê, hulle is vol soetwyn. Dan lees ons verder vanaf vers 37 tot 47. Toe hulle dit hoor, is hulle diep in die hart getref. En het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? En Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat julle elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan gesê, laat julle red uit hierdie verkeerde geslag. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. En vrees het op hulle elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. En almal wat gelowig geword het, was by mekaar, en het alles gemeenskaplik besit. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop en die opbrengs onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel en van huis tot huis brood gebreek en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, die wat gered is. Net tot sover uit die infeilbare woord van die Here. Ek wil graag vra dat ons sal verenig in gebed, dan sluit ons die oë. Almagtige Heer, Hemelvader, Skepper van hemel en aarde, ons Here, die een wat het goed gedink het om aarde toe te kom en die kruis te sterf vir ons sonde, sodat ons wat glo in U naam gered kan word. Ek dank U daarvoor. Here, maar so wil ek U ook dank, Here, vir alles anderste wat U gedoen het, Here.
vir U wat as die Heilige Gees gekom het na die aarde, wat U self uitgestort het oor hierdie aarde, Here, en U kinders verseël tot die dag van verlossing. Ek dank U daarvoor. Maar Here, ek wil U dankie sê, Here, dat dit nie net daar stop nie, Here, maar deur U, Here, wat ons red en ons verseël, Here, word ons verenig met die ander kinders van die Here in een liggaam waarvan U die hoof is. Ek dank U daarvoor. Maar Here, ek wil graag bid en dankie sê, Here, vir hierdie liggaam, Here, wat U nie net los nie, Here, maar wat U ook onderhou. Wat U dag na dag in werk, wat U aan dag na dag vorm, Here, sodat U die dinge kan doen, Here, wat welgevallig is in U oë, sodat die evangelie na buite toe kan gaan, Here, sodat die kerk kan groei in hulle geloof, dat hulle volwasse kan word, Here, in die woord, in die kennis van die waarheid. Ek dank U daarvoor. Here, ek wil graag bid vir hierdie diens, Here, en ek vra dat U ons oë sal open. Dat ons sal sien, Here, wat is dit wat U doen op 'n daaglikse basis? Wat is dit wat U doen, Here, om hierdie liggaam in toom te hou, om dit te herstel, te reg te stel? Dat dit funksioneer. Dat as daar kwaal is, Here, dat dit gesond gemaak word. Dankie, Here, dat ons hierdie goed weet, dat U dit doen, Here. Maar kom openbaar dit vandag in ons harte, Here. Kom vul hierdie beeld, Here, van wat U doen in ons harte. Ag, Here, en mag ons ook net na hierdie diens vir U loof en prys en gebed daarvoor. Here, U weet, daar soveel dinge in hierdie gemeente. Ek dink nou net weer aan Baba Andrei, Tannie Sunny, aan Dirk, dan ook die res van die persone wat genoem was, Here, dat U asseblief met hulle sal wees. Sal U wil geskied in hulle lewens, Here, en as dit U wil is, Here, dat hulle gesond word, dat U hulle sal aanraak, Here, en hulle gesond sal word. Asseblief, Here. Here, so wil ek ook net graag bid, Here, vir die res van die gemeentes, waar ook Pinksterdienste nou gehou word. Sal U asseblief daar leiding neem, Here, en elke gemeente seën. Asseblief, Here. Open ons hart, Here, en maak seker die grond waarop die saad land is reg hiervoor. Ek bid dit in die groot en heilige naam alleen, Here. Amen. Ek wil graag vir u weer die verse lees, Handelinge 2 vers 4 is 'n paar versies. Is nou nie so, is maar met die agtergrond te skep van wat gebeur het. En in Handelinge 2 het ons nou gelees van die ontstaan van die kerk. Maar ek lees vir u, en daar kom skielik uit die hemel 'n geluid soos van 'n geweldige rukwind. En dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. En dan vers 38 ook, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes. En julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die wat toe, in vers 41, die wat toe sy woord met blydskap aangeneem is gedoop. En daar is op die dag omtrent 3000 siele toegebring. En nou wil ek graag met u vanaand praat oor die tema, die werk van die Heilige Gees in die kerk. Die werk van die Heilige Gees in die kerk. Nou, wanneer ons die boek Handelinge lees, is dit eintlik 'n pragtige boek. En ons lees in hierdie boek, lees ons van die ontstaan van die kerk. Nie die kerk van Germiston nie die kerk van waar ek kom, George nie die EG kerk nie die NG kerk nie, wat ook al se kerk daar buite is, nie dit nie, nee. Die kerk wat bestaan uit die liggaam, wat bestaan uit die kinders van God.
daai liggaam, die ontstaan daarvan. Nou, ons kan miskien 'n bietjie gaan kyk na die geskiedenis van Germiston, en ek nou nie soveel kennis oor die gemeente nie, maar ek glo as jy bietjie gaan opsoek oor die verhale van wat alles al hier gebeur het, sal dit u interesseer. En dit is interessant. En net so interesseer die boek Handelinge ons ook. Want ons lees daar in hierdie kosbare verhale van hoe die kerk net ontstaan het, hoe dit begin het. Ons lees dat die Heilige Gees uitgestort is oor die apostels. Dat hulle vervul is met die Heilige Gees en dat hulle opgestaan het en die evangelie begin verkondig het. En wat mooi is dat die Here het 'n geluid bestem, daar het 'n geluid plaasgevind toe die Heilige Gees uitgestort is. En hierdie geluid het die aandag van mense hierdie geluid het die aandag van mense gevang. En die mense het na die area gekom want hulle wil weet, wat is hierdie geluid? En dis toe hulle hoor, hierdie manne, die apostels spreek, hulle verkondig 'n boodskap. Maar wag 'n bietjie. Ek verstaan hierdie boodskap in my eie taal. Ek verstaan hierdie boodskap in my huistaal. As ons daar was, sou ons dit in Afrikaans moontlik gehoor het. Hoe wonderlik sal dit nie gewees het nie. Maar nou hoor ons in elk geval die boodskap van die Here in Afrikaans. Ons kan die Here daarvoor dank. En by hierdie geleentheid het hierdie manne na die boodskap geluister en ons lees, en ons het in vers 41 gelees, dat daar omtrent 3000 mense tot bekering gekom het. 3000 mense. Ons sal sê, ja, daar was 'n herlewing. Maar ons kan nie regtig sê daar was 'n herlewing nie. Daar het iets nuuts na hierdie wêreld gekom. Daar was nou 'n goeie boodskap. Daar was nou goeie nuus. Jy kan gered word deur die bloed van Jesus. En dan ontvang jy die Heilige Gees. Maar geliefde broers en susters, wat ook mooi is as jy gaan kyk daarna is, dat die Heilige Gees los nie net hulle nie. Nee. Hy het aangehou in hulle midde werk. En soos waar nog mense tot bekering gekom het, het hy nog mense by die gemeente gevoeg. By hierdie liggaam gevoeg. En dit is mooi hoe die verhale opgeskryf is in die boek Handelinge. Maar wat ek graag ook wil noem is dat as ons gaan kyk na die boek Handelinge en alles wat gebeur het, dis regtig kosbaar, waar Jesus in hoofstuk 1 lees ons van die woorde van Jesus. Gaan dan heen, gaan verkondig die evangelie aan Judea, Samaria en die uithoeke van die wêreld, en julle sal die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees ontvang. En in hoofstuk 2, waar hierdie kosbare verhaal opgeskryf is, waar die kerk ontstaan het. En dan kan ons so deur al die hoofstukke gaan, en ons kan lees van hoe hierdie kerk gegroei het, hoe hulle in broederskap en in eenheid volhard het. En dan lees ons ook verder, waar Stefanus gesterf het, deur marteling. En ewe skielik, toe hierdie gemeente orals net, hulle het begin vlug. En daar waar hulle gegaan het, die evangelie, die goeie nuus saam ter hulle gegaan. En so was Samaria bereik. Die omliggende areas was bereik. En dan lees ons later, ek dink is Handelinge 8 en 9, lees ons van Saulus wat Paulus geword het. 'n kragdadige bekering, waar Jesus voor hom gestaan het. Hoekom vervolg jy my? Hoekom vervolg jy my liggaam? En Jesus het homself aan hom geopenbaar. En Paulus het uitgegaan. En ons lees van 3 sendingreise in Handelinge, kosbare reise, waar hy uitgegaan het na verskillende streke, waar hy uitbeweeg het na die uithoeke van die aarde toe, om die evangelie te verkondig.
Maar so ook in hierdie boek het ons gesien dat daar die kerk nie net nuwe mense is wat gered was nie, maar dat die kerk ook 'n struktuur begin kry het. Dan begin ons lees van ouderlinge, van diakens, lerende ouderlinge. En wat is hulle rol in die kerk? Dan begin ons hierdie prentjie al voller raak, en hoe die kerk op die uiteinde begin het, en ontstaan het, en nie net in Jerusalem nie, maar in vele ander plekke. Korinthe, Efese, Filippi, Berea, klomp plekke. Maar wat kosbaar is ons die boek Handelinge lees, en jy kom by hoofstuk 28, dan is die boek anders as die ander boeke wat ons lees van die Bybel. So dalk een van u wat weet hoekom. Die boek Handelinge word nie afgesluit soos die ander boeke nie. Hoekom? Want die kerk bestaan nog steeds. Die kerkdispensasie is nog nie verby nie. Dis wonderlik. Die liggaam van Christus staan nog steeds. Dis kosbaar. Maar veronderstel die boek van Handelinge was net aangeskrywe en net nog mense en net nog getuienisse is bygevoeg, dan sal ons geleer het van duisende kerkgeskiedenisse, die gebeurtenisse wat in die verlede plaasgevind het. Dan sou ons miskien gelees het van die ontstaan waar die kerk met die staat getrou het, die Romeinse kerk. En later hoe hulle in die 5de eeu, die 5de eeu en die 15de eeu, hoe daai kerke geval het. En hoe daar herlewing plaasgevind het. Martin Luther, Calvin, soveel ander kerkvaders wat voor ons was, se name wat moontlik daarin gevind sou word. Ander mense wat soos Paulus sou gewandel het, die evangelie wat opgestaan het vir die evangelie, wat te vinde was, ons van gelees het. En dan bring ons dit nader na ons eeu toe, en ons begin kyk na verskillende kerke, verskillende tye, hoe die herlewings plaasgevind het in die einde van die 19de eeu en in die 20ste eeu. Hoe die tyd van Philadelphia aangebreek het. Hoe groot en hoe breed sal die Bybel nie gewees het nie. Dis wonderlik om te weet dat die Bybel, die woord van die Here, leef nog steeds. Die liggaam is nog steeds daar. Daar sal soveel aanslae teen hierdie liggaam, maar ons krag is nie van hierdie wêreld nie. Ons krag is van God. En daarom staan hierdie liggaam nog steeds. Ons word bewaar in die regterhand van die Here. Nou, soos ek reeds genoem het, die Heilige Gees het nou hierdie kerk begin. En soos ons ook weet, een van die dinge wat die Here doen is, hy maak nie net iets en laat dit gaan nie. Hy onderhou dit. Hy onderhou die kerk. Hy onderhou hierdie liggaam. En dit bring ons weer eens net terug by die tema in die werk van die Heilige Gees in die kerk. Die werk van die Heilige Gees om hierdie liggaam te onderhou. Te laat funksioneer. En die doel is graag dat ek vir wil wys, dat jy vanuit die woord kan sien, wat is dit wat die Heilige Gees doen? Om die kerk staande te laat bly. Om die struktuur wat die evangelie, die goeie boodskap dra en verkondig, te laat voortleef. En dat ons op die uiteinde van die dag, wanneer ons later sal bid, dat ons die Here sal dank daarvoor, vir dit wat hy doen, vir die leiding wat hy gee, vir die tyd wat hy insit om ons te help, te ondersteun. Nou in die boodskap gaan ons kyk na 4 gedagtes.
Vinnige 4 gedagtetjies wat ons net gaan deurgaan. Nou die eerste een wat ek graag by wil stil staan is die Heilige Gees skep eenheid. Ons het reeds gisteraand gekyk na hierdie gedagte, waar ons kortliks daarna gekyk het. Maar ek wil graag vir net weer daarna verwys in Efesiërs 4 vers 4. Dit is een liggaam en een gees, soos julle ook geroep is in een hoop van roeping. Nou soos ons reeds weet, wanneer 'n persoon tot bekering kom, word hy deel gemaak van hierdie liggaam. Deel gemaak van hierdie struktuur. Maar wat wonderlik is dat hierdie persoon word verenig met hierdie liggaam. Hy's nie los daarvan nie. Hy's deel daarvan. En ek wil graag vir julle vers lees in Titus 1 vers 3. Paulus skryf, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het deur die prediking wat aan my toevertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser. Aan Titus, my ware kind volgens die gemeenskaplike geloof. Volgens die gemeenskaplike geloof. Nou toe ek oorspronklik hierdie woord vir die eerste keer raak gelees het, daai gemeenskaplike geloof. Wat is dit? Wat is dit wat ons in gemeen het? Wat is dit wat ons verbind? Jesus en die Heilige Gees. As die evangelie verkondig word en dit word aangeneem, dan is jy deel, dan is daai persoon deel van hierdie gemeenskaplike geloof. Hierdie gemeenskaplike diens van God, vir God. En dit het vir my so mooi uitgestaan en dit is wat ons moet besef. Daar's soveel denominasies daar buite. Daar's soveel verskeidenheid van mense met verskillende oogpunte. Ons kan hulle noem. Calvinisme, die hervormers, en dan nog vele anderes, die charismate, en. Daar is soveel verskillende geloofspunte. Maar, ongeag wat jou dogma sê, as jy by 'n punt in jou lewe kom waar jy Jesus aanneem as jou verlosser, dan ontvang jy die Heilige Gees en is jy deel van hierdie liggaam. Die liggaam van Christus is nie net hierdie kerk, is nie net u wat hier sit nie. Asseblief moet dit net nooit dink nie. Moenie dink dat u nie met ander kerke verhoudings kan bou nie, met ander lidmate van ander kerke nie. As hulle 'n kind van die Here is, hy is jou familie, hy is jou broer, hy is jou suster, sy is jou suster. Onthou dit. Ons het 'n gemeenskaplike geloof en die Heilige Gees bewerk dit. Hy skep hierdie eenheid. Onthou dit. Hy verenig ons. En is hy wat tog maar dit in stand hou. Dis hy wat tog maar sorg dat die evangelie na buite kan gaan, sodat hierdie liggaam kan voortleef. Sodat ons nogmaals 'n eenheid kan wees. As hy hom ooit sal onttrek het van ons, wat ons weet hy nie sal doen nie, dan sal daar nie meer eenheid gewees het nie. Weet dit. Maar wat mooi is, en ek wil graag hierdie gedeelte vir julle lees in Openbaring 5 vers 9 en 10. Hy sê, toe sing hulle 'n nuwe lied en sê, U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir God met U bloed gekoop, uit elke stam en taal en volk en nasie, en het ons konings en priesters vir onse God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Ons is een, ons is in een liggaam verenig. En die Heilige Gees bewerk dit. Onthou dit. En dan sien ons ook volgens dat die Heilige Gees lei die kerk in waarheid. Hy lei die kerk in waarheid. Johannes 14 vers 17, die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie,
omdat dit hom nie sien en hom nie ken nie, maar julle ken hom, omdat hy by julle bly en in julle sal wees. Let op, en in julle sal wees. Nou die gees van die waarheid, ek meen, dit is vir ons logies dat die wêreld nie hierdie waarheid het nie, want hulle het nie die Heilige Gees nie. As hulle die Bybel lees, is dit tensy die Here aan hulle aan hulle openbaar om die evangelie met hulle te deel. Die Bybel is dan vir hulle dood. Die woorde wat hierin is vir hulle maar net 'n historiese gebeurtenisse. Maar nee, vir ons wat die kerk is, vir ons wat die liggaam is van Christus, vir ons wat die Heilige Gees in ons het, kom die Heilige Gees en hy maak hierdie woord vir ons lewendig. Hy kom wys vir ons wat daarin is, sodat ons kan verstaan. Ons het reeds geleer dat die Heilige Gees kennis het. 1 Korintiërs 2 vers 10 en 11 en vers 13. Maar God het dit aan ons deur sy Gees geopenbaar, want die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Want wie van die mense weet wat in 'n mens is, behalwe die Gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Daarvan spreek ons ook, nie met woorde wat die menslike wysheid leer nie, maar met die wat die Heilige Gees leer, sodat ons geestelike dinge met geestelike vergelyk. Dit wat die Heilige Gees leer. Die Heilige Gees neem die woord van die Here en hy maak dit lewend vir ons. En dan sien ons wie is God. God is tog maar die waarheid. So hy openbaar vir ons wie hy is, wie Jesus is, wie die Vader is. Sodat ons daardeur beweeg kan word om te doen wat reg is in die oë van God. Hy leer ons in waarheid. Hy wys ons wat is reg. Hy wys vir ons wat is geregtigheid. Hy wys vir ons wat is liefde. Hy wys vir ons hoe Jesus gewandel het op die aarde. Hy wys vir ons daai standaard dat dit ons kan verander. As die woord van die Here wat God, hierdie Heilige Gees geïnspireer het, nie die waarheid was nie, sou die Bybel al lankal verskeur geword het, soos 'n lammetjie wat deur wolwe verskeer is. Maar dit is die waarheid. En dit leef voort in die harte van sy kinders. Dit leef voort wanneer die Heilige Gees ondersteun die liggaam van Jesus. Dis mooi in Psalm 119 vers 5 lees ons: U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Hoekom kan dit vir ons 'n lig wees? Hoekom kan ons verstaan wat daarin staan, wat in die woord staan? Dis as gevolg van die Heilige Gees. Erken dit. Soveel kere in my gebed en tyd met die Here, dan vra ek, Here, open my oë. Laat my verstaan wat ek hier lees. Anderste geliefde broeders, as dit nie is dat die Heilige Gees ons lei nie, dan gaan ons uitkom by doembotteltjies en slange wat jou pik. Dis die waarheid. Dis snaaks, ek stem saam as jy daaraan dink. Maar dank die Here dat die Heilige Gees in ons verlewe en dat hy die woord vir ons oopmaak, dat ons kan verstaan wat daarin is en dit kan uitleef. So hou die Heilige Gees hierdie liggaam in stand. So laat hy hierdie liggaam voortleef. En dan sien ons ook dat, en dis eintlik 'n baie belangrike punt, is dat die Heilige Gees regeer die kerk. Hy is in beheer van die dinge wat in die kerk gebeur.
Handelinge 15 vers 28, want die Heilige Gees en ons het besluit om verder geen las op julle te lê nie, as hierdie noodsaaklike dinge. Wie het besluit? In hierdie geval die ouderlinge en die apostels, saam met wie? Die Heilige Gees. Hulle het saam besluit. Die Heilige Gees het hulle daarin gelei. En ek kan u gewaarborg het, as die apostels en die ouderlinge iets wou gedoen het en die Heilige Gees het nie daarmee saamgestem het nie, dan glo ek regtig in my hart dat hulle dit nie sou doen nie. Maar omdat die Heilige Gees saam besluit het hulle besluit, het hulle gesê dat daar mense moet in ondersteuning gaan om Paulus hulle te gaan ondersteun in wat hulle doen, sodat hulle kan doen wat noodsaaklik is en dat hulle nie hulle self so besig hou met ander dinge nie. As ons kom by die liggaamsbeeld, wat het Jesus gesê? Wat lees ons in 1 Korintiërs 12 vers 18? Maar nou het God elkeen van die lede in die liggaam gestel soos hy gewil het. Die Heilige Gees roep verskillende mense tot verskillende werke. Hierdie liggaam bestaan uit ledemate. Daar is 'n doel vir elkeen, ons het reeds daaraan geraak, maar tog maar is dit van belang. In die kerk, in die manier wat die Heilige Gees die kerk lei, as iemand 'n nuutgebore kind van God is, word hy deel van 'n sekere ledemaat om 'n sekere taak te kan verrig. Was al die 12 stamme priesters? Nee. Was al die 12 stamme konings? Moes hulle voorgelei het? Nee. Hulle het take gehad wat hulle moes verrig. Seker is dit was beter in boer. Ander weer nou, as ek nou reg onthou, in hulle vermoëns om te veg. So kan 'n mens aangaan. Maar net soos daar verskillende leermate was wat sekere take moes doen, net soos daar verskillende stamme was wat sekere goed moet doen, so is daar ook ledemate van die liggame wat sekere take moet verrig. Ons lees in Efesië, ons lees in 1 Korintiërs 12 vers 28. En God het sommige in die gemeente gestel, in die eerste plek apostels, ten tweede profete, ten derde leraars, daarna kragte, daarna genadegawes van gesondmaking, helpers, regeringe en dan allerhande tale. Nou, daar is posisies deur die Heilige Gees, deur God uiteengesit, sodat die liggaam kan funksioneer. In die Ou Testament, daai priesters, wat was hulle werk gewees? Hulle werk was om die volk te lei, om vir die volk te leer van die wet, sodat hulle kan doen wat reg is in die oë van die Here, sodat hulle 'n lewe kon lewe wat welgevallig is voor die Here. Hulle is nie soos ons wat die Heilige Gees het, wat in hulle gebly het en nooit van hulle sou gewyk het nie. Daarom was dit so belangrike taak gewees. Ja, hulle tot geloof, tot bekering gekom, en deur geloof was hulle gered, maar hulle kon weer ongered gegaan het. So, daarom moes die priester hulle geleer het, hoe om hulle lewe te lewe, sodat hulle nie weer ongered kon gaan nie. En so kry ons vandag in die huidige kerk ook verskillende mense met verskillende take. Sondagskoolonderwysers, normale onderwysers. Kom ons gaan nog verder af. Ma's en pa's. Ons praat nie hier van die kerk waarin jy nou sit nie. Ons praat van die hele liggaam. Maar dan kan ons ook hoër beweeg. Oorspronklik was daar apostels gewees en profete gewees. Maar nou kry ons ook leraars.
evangeliste. Ons kry mense wat ook net plainweg werk, sodat evangeliste kan uitgaan en die evangelie verkondig. Sodat daar leraars kan wees, wat die liggaam kan verder leer. Dat dit kan groei. En dis kosbaar. Maar nie net lei die Heilige Gees, roep die Heilige Gees mense tot diens in hierdie liggaam nie. Tot om sekere take te verrig nie. Hy lei ook die leraar wat in die kerk staan. Hy lei ook die sonnagskoolonderwyser, die normale onderwyser. Lei hy op in wat se boodskap moet gebring word. Hy wys dit vir hom, hy toon dit vir hom. Efesiërs 6 vers 18 en 19. Paulus skryf aan Efese: Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, en juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges en vir my. Hoekom? Sodat 'n woord my gegee mag word as ek my mond oopmaak om met vrymoedigheid die verborgenheid van die evangelie bekend te maak. In alle fasette van die kerk, van hierdie liggaam, regeer die Heilige Gees. As die predikant nie sy boodskap gaan haal by die Heilige Gees nie, by God nie, hoe kan hy verwag dat daar vrug sal wees in die gemeente? Want is nie die boodskap wat die Heilige Gees vir daai gemeente wil bring nie. Hoe kan die leraar 'n boodskap bring as hy nie deur die Heilige Gees gelei word daarin nie? Hoe kan die kerkraad besluite maak as hulle nie eers die Heilige Gees gevra het om ons daarin te lei nie? Hoe kan ons verwag dat die Here mense sal byvoeg by die gemeente as ons nie tot hom bid nie en hy nie mense lei hiernatoe nie? Die Heilige Gees regeer die gemeente. Onthou dit. Weet dit. Moet nooit iets aanpak as u nie eers by die Heilige Gees 'n draai gemaak het nie. As u hier sit en u weet nie wat is dit wat die Heilige Gees in u lewe wil hê nie. En u weet nie wat is u rol in hierdie liggaam nie. Gaan vind vanaand uit. Vra vir die Heilige Gees, Here, wat is u wil vir my? Wat is die take wat ek moet verrig, wat ek moet doen, sodat hierdie liggaam op sy optimale weg, op die optimale manier kan funksioneer. Lei my, Here. Lei my, Heilige Gees. Wys my, vat my hand en lei my. En dan sien ons ook dat in hierdie struktuur, in hierdie liggaam, gee die Heilige Gees ook gawes. Die Heilige Gees skenk gawes aan die kerk, aan die ledemate van hierdie kerk. 1 Korintiërs 12 vers 4 tot 7. Daar is wel verskeidenheid van genadegawes, maar dit is dieselfde Gees. En daar is verskeidenheid van bedieninge, en tog is dit dieselfde Here. En daar is verskeidenheid van werkinge, en tog is dit dieselfde God, wat alles in almal werk. Maar aan elkeen word die openbaring van die Gees gegee, met die oog op wat nuttig is. In die boek van Korintiërs, wat geskryf is aan Korintiërs, lees ons van verskillende en van 'n regte variasie van tale, gawes. Gawes wat die Heilige Gees gee aan mense. Ons het nou gelees dat die Heilige Gees
'n gawe gegee het aan die apostels om in die taal van 'n ander volk te kon praat, sodat hulle die evangelie ook kon hoor. Daai gawe het hy aan hulle gegee. Maar nou ook in die gemeente, dan kry mense ook 'n variasie van gawes, gasvryheid. Die gawe van geloof. Die gawe om iemand te kan help. Die gawe om iemand se probleme te identifiseer as hulle siek is. Genees, Here. Kinders van die Here wat 'n suster of iets soos dit is, ontvang gawes van die Here om daai taak te kan verrig. Onderwysers ontvang die gawe om met kinders te kan werk. Ek kon nou grap maak en sê leraars ontvang die gawe om lankmoedig te wees met die gemeente. Maar so ook ontvang die gemeente die gawe om ook lankmoedig te wees met die dominee. Hierdie hele struktuur het God verskillende doele, verskillende take aangegee. Maar weer eens so ruk terug in my lewe, het dit in my hart gebeur en ek het iets besef. Wanneer die Heilige Gees jou roep om iets te doen, as hy sê, gaan heen, gaan doen iets. Hy los jou nie net daar nie, nee. As die Here jou beveel om iets te gaan doen, hy laat jou nie net op jou eie aangaan nie, nee. Wat doen hy? Hy gee vir jou die kennis om die taak te verrig. Hy gee vir jou die krag om die taak te verrig. Op die ou einde, as jy daaraan dink, die enigste ding wat jy gedoen het om daai taak te verrig, te kan verrig, is om te gesê het, ek sal. Alles wat jy kan nodig hê, as die Heilige Gees jou iewers stuur, as die Heilige Gees iemand stuur om in 'n land te gaan evangeliseer, 'n sendeling te wees, hy gee vir daai persoon alles. So ook die predikant wat in die kansel staan. Daai persoon is in totaliteit afhanklik van God om daai taak te kan verrig. Die enigste ding wat daai persoon gedoen het, was om te sê ek sal. Die res het die Heilige Gees en God gedoen. Wel jou in staat gestel om te doen. So gee die Here aan ons gawes, God gegeewe talente om die Here te dien. Die vermoë om 'n musiekinstrument te speel. Die vermoë om daai tegnologie daar agter te sukkel. Die vermoë om instandhouding te doen. Die vermoë om net met iemand te praat en te belangstel in hulle sorge. Die vermoë om te bid. God gee die gawes. En die doel daarvan is dat hierdie liggaam kan funksioneer. Sodat die kerk kan aanhou voortleef. Sodat die evangelie kan aanhou na buite gaan. Onthou dit. Gee eer aan die Here. Ten slotte, ons het gesien dat die Heilige Gees regtig in alle fasette van hierdie liggaam betrokke is. Dat hy nie net die liggaam begin het en gelos het om op sy eie aan te gaan nie, maar dat hy dit onderhou. Hy laat dit funksioneer. Hy laat dit voortleef. Hy is betrokke in hierdie liggaam
om dit in die waarheid te lei. Sodat dit nie sal uitmekaar uitval en een of ander dwaling sal navolg nie. Maar dat dit by die Here sal bly. So ook al is daar verskeidenheid van kerke daar buite. Die Heilige Gees is ons eenheid. Die Heilige Gees regeer hierdie liggaam. Ons weet dat Jesus die hoof is van hierdie liggaam. God regeer hierdie liggaam. Hy laat dit gaan waar hy dit wil laat gaan. Hy laat dit doen wat hy wil hê dit moet doen. Dit is die aard van die saak. Maar hy gee ook gawes aan mense, sodat die verhoudinge van die kinders van die Here goed kan bly. Sodat hierdie ledemate nie met mekaar probleme sal hê nie. Maar ook dan is dit nie net gefokus met wat binne aangaan nie, maar ook na wat buite gaan. Dat die evangelie effektief by ander mense kan uitkom. As dit nie was vir die Heilige Gees nie, sou hierdie liggaam nie eerstens kon bestaan het nie. Maar ons dank hom daarvoor. Omdat dit bestaan, help hy ons ook. En hy dra ons dag na dag. Ek wil waarlik dat met hierdie boodskap u kon sien, wat is die werk van die Heilige Gees? Wat is dit wat hy doen, sodat u in hierdie liggaam kan funksioneer, en kan bydra tot die funksie van hierdie liggaam? Wil weer eens vir u bemoedig. As u nie tans weet, wat is u doel? Wat is die taak wat u moet doen, sodat hierdie liggaam kan funksioneer nie? Gaan vanaand, gaan in jou binnekamer, praat met die Here. Praat met die Heilige Gees en sê, Here, wys my hoe om dit te doen. Wys my wat moet ek doen. En weet u wat? Die enigste ding wat u waarlik moet doen is te sê, Here, ek sal. En dan met die res van daai take help die Here jou in alle opsigte. Hy gee vir jou die krag, hy gee vir jou die wysheid en hy gee vir u die kennis. Hy los u nooit alleen nie. Gaan en soek die aangesig van die Here. Soek sy wil, soek sy geregtigheid, sodat hierdie liggaam kan reg funksioneer. Amen. Ek wil graag so 'n paar kans gee vir so 'n paar gebede. Ek gaan vir nou daaronder kom staan. Ek wil jy reg bemoedig. Daar is verskeidenheid van dinge wat tans gebeur in hierdie gemeente. Ons het die pastorie wat daar agter is. Ons het dinge wat by ons huise gebeur. Wat van belang is, wat ons vir mekaar voor kan bid. Ja, daar is 'n groter liggaam, maar hierdie is 'n gedeelte van die liggaam. Hierdie is 'n familie en ons moet vir mekaar in gebed intree. So asseblief, wil jy bemoedig, bid vir mekaar. Is daar enige iemand wat 'n versoek het? Enigiets, rarig, enigiets. OK, dis reg. Jy het dit gehoor, né? Sê gou weer hoor. Ek gaan hierdie vir nou afsit, hoor.